So kom staan 'n bietjie stil by biosekuriteit. Ek bedoel, jy weet, jy het nou van die ware ketting. Ons praat nou van die trok met die 10 beeste wat die speedkop stop. Jy weet die veilingshuise. Jy weet hier's klomp rolspelers en hoe gaan daai ding? Wat sien jy wat daar nie gebeur is? Ek wil sê om daai dissipline 'n bietjie en vas te vat. Ja. Jacques, ek dink dis definitief 'n langtermyn ding. Dis nie 'n ding om die Engelse term te gebruik om die mindset te verander van elke ou wat betrokke is binne in hierdie hele waardeketting. Jy weet ons kommunale gemeenskap het 'n ander uitkyk oor die ding met goeie rede. Dit is hoe hulle is en hoe hulle werk en wie hulle is. En hulle beskou dit anderster. Jy weet die waarde van 'n dier binne in hulle gemeenskappe lyk heeltemal anderster as wat in die kommersiële wêreld lyk. En dis nodig laat daar ook baie opvoeding gedoen word ook in daai wêreld en laat hulle ook biosekuriteit sal verstaan op die manier wat die res van die waardeketting dit verstaan. Ons het so baie om te leer nog. Jy weet, biosekuriteit is een ding om jou plaas te beveilig, om te kyk wat kom in, om te kyk wat gaan uit, laat die voertuie skoon is, laat jou drade heel is, laat daar nie rondloper vee is en dis een faset. Ons sien elke dag nuwe dinge met hierdie vreeslike nat toestande. Dink ek is dit 'n gegewe nou, laat ons weet dat die virus, back and claw virus ook deur die lug kan versprei. So, ons het dit gesien met die varke. Van die varkboere is definitief die beste wat biosekuriteit aanbetref in ons land en hulle het dit gekry. Hulle kon dit nie op 'n ander manier gekry het as dit nie deur die lug na hulle toe versprei is. Ja. So dit bring 'n verdere dimensie binne in biosekuriteit, jy weet, en hoe ons die hele situasie gaan hanteer. En ons het nog baie om te leer daaroor en ons het nie antwoorde heidaglik vir dit nie. Maar stukkie vir stukkie sal ons daarby kom en ek dink dis hoekom die groot fokus dan nou ook eerder op inenting is. Want dit is iets wat ons heidaglik meer kan beheer en as ons dit kan doen en dit volledig en op 'n volhoubare groot basis doen, dan gaan dit ons eerste wapen wees.